In the name of the Lord Jesus Christ, I take authority over all curses, hexes, spells, voodoo, practices, witchcraft, assignments, satanic rituals, incantations, and evil wishes that have been sent our way, or have passed down the generational bloodline. I break the influence over our lives by the power of the risen Lord Jesus. And I command these curses to go back where they came from and be replaced with a blessing. I ask for forgiveness for all of us and renounce all negative inner vows and agreements that we have made with the enemy. And we ask you this morning, Lord Jesus, to release us from any bondages that they may have held in us. We claim your shed blood over all aspects of our lives, relationships, ministry, endeavors, and finances. We thank you for your enduring love, your angelic protection, and for the fullness of your abundant blessings. Our church, Spirit of God, Father, Son, and Holy Spirit, most Holy Trinity, descend upon us now. Please purify us, mold us, fill us with yourself, and use us. Banish every force of evil within us. Destroy them, vanquish them, so that we can be healthy and do good deeds. Banish from us all curses, hexes, spells, witchcraft, black magic, demonic assignments, maleficence, the evil eye, diabolical infestations, oppressions, possessions, all that is evil and sinful, jealousy, treachery, envy, all physical, psychological, and moral and spiritual, and diabolical elements, as well as enticing spirits. We command every death spirit, every down spirit, every blind spirit, every mute spirit, every sleeping spirit, every new age spirit, every occultic spirit, every religious spirit, every antichrist spirit, and any other spirit of death and darkness. We command them to leave right now in the name of Jesus. Jesus, we denounce Satan and all his works, all forms of witchcraft, all forms of divination, all forms of the practices of sorcery and dealing with mediums. We denounce any channeling of spirit guides, any ouija board, astrology, Reiki, hypnosis, automatic writing, horoscopes, numerology, all kinds of fortune telling, palm readings, levitation, and anything else associated with the occultic or Satan. We denounce it this morning. We denounce it for sin and involvement in all of them. In the name of Jesus. Let the we break the hold over our lives by the blood and the resurrection of Jesus. We confess all our sins before you, and we ask you to cleanse and forgive us. We ask you, Lord Jesus, to enter our hearts and create in us the kind of person you want us and ever intended us to be. We ask you to send forth the gifts of the Holy Spirit to baptize in us, just as you baptized the disciples so that they are coming to us. And so we thank you, Heavenly Father, for strengthening our inner spirits with the power of your Holy Spirit, so that Christ may dwell in our hearts through faith rooted and grounded in love, that we may be able to comprehend the whole, hallelujah, the breadth, the length, the height, the depth of the love of Christ, which surpasses all understanding. Amen and amen. And again, tell me your praise. Someone shout power. Someone shout power.
your feet, come on. Nou, jy kan nie stil wees so môre nie. Jy is so stilte op. Die man maar hy stilte breek. Apostel Jennifer, hy stilte moet my nog gebreek word. Ek sien so 3 mense wat net gaan losbreek in die naam van Jesus. Sy emosies gegroet in die heilige van die Here nie te vermaan. Tot eer van die Here. Halleluja. God is goed vir ons. Sê vir iemand, ek het genoeg gehad. Zo'n ding van hier, moet jy die heel mooi speel. Ek weet nie wie vir u beklei nie. Ek weet ook nie vir wie u beklei nie. Ek weet ook nie wat u beklei nie. Maar sê vir iemand, ek het 'n getuienis. Ek het 'n witness. Jy is in gevaar. Wanneer jy iemand beklei wat 'n getuienis het. Glory! Ek sê jy is in gevaar as jy iemand beklei wat 'n getuienis het. Nie leer dit soek nie. Ek voel die Here. You know Jeremiah says the word of the Lord is shut up in my bones like a fire. Nou hier in my gebede en nou voel ek die fire. U is in gevaar. Laat ek het translate. Die persoon wie vir u beklei is in gevaar. Omdat u reeds 'n getuienis het. Dis moeilik om iemand te beklei wat 'n getuienis het. Ek het nog niks gesê nie. En die breakthrough is al reeds. Ek het nog niks gesê nie. En die krag van die Here is al reeds. Want ek het 'n getuienis van. As moeilik om iemand te beklei wat weet wat deur die Here hulle gebring het. As moeilik om iemand te beklei wat weet wat hulle is. Wat die krag van die gebed doen. Hey. They may touch you, they may deny you, they may fight you, they may gossip about you, maar jy het 'n getuienis.
Ek sê jou vegters was Dari, so hulle dink hulle kan jou beklei, maar jy het getuienis.
ons weermaak om hier te kom. Die Here prys. Dankie Jesus. Die woord van die Here is aan die gang. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Jy kan nie getuie hê en jy het nie geloof nie. Getuienis kom deur geloof. Want wanneer jy deur die ding gaan, moet jy in hom kan glo dat hy wat jou daarin gesit het, sal jou daardeur bring. Want die Here het jou nie tot hier gebring om jou net hier te los nie. Maar hy is 'n God getrou aan sy woord, 'n bewaarder van Israel, die nie sluimer nie, die nie slaap nie, maar hy is wakker agter sy woord. Kom aan, om het te volhou, om het te volbring, nie 'n mens kan dat hy sou lieg nie. Ek sê die Here wat jou daarin gebring het, sal jou daardeur lei. Hy is die God. If he put you in it, he will bring you through it. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Nou baie van ons wil net getuig wanneer ons weer diep dinge gaan. Maar ons moet eintlik ook getuig wanneer ons weer die klein dinge gaan. Want vir elke ding moet ons dankbaarheid bewys aan die Here wat ons deurbring. Iemand moet kan sê, Here, dankie vir die week. Here, dankie vir die uur. Here, want in die uur het daar iemand op 'n ander plek deur my gebid. Dankie dat U my nie eens daarvan laat hoor het nie. Iemand hoor wat ek sê. Sometimes God is taking you and bringing you through things that you don't even know you are going through. Sometimes God is protecting you from people and you don't even know they are against you. Can I get a witness? Sometimes you don't even fight back because you don't know that they are fighting you. Because sometimes maak die Here jou ore toe. Weet jy wat? Die mense van die ou tyd het daardeur getuienis ontvang. Nou die mense van die ou tyd het sommer net gekom. Soos dat hulle dis nie al my. Jy moet pas sê asseblief. Die mense van die ou tyd het soms net man toe gekom om die dierbares te groet. En dan vir die dierbares te sê, wat vir broer so? Dat broer so by die Here moet bly. Dat het gebeur die weekie. Daar was hier groot saak en juist die weekie. Maar die ou mense het nie geëindig en gesê, wat vir suster, wat vir broer, sodat jy vir die Here kan bly. Wat is jou getuienis, wat jou krag is? En dan hoor jy wat ek sê. Kom ons gaan aan. Hebreërs 12 vers 1. Thank you Jesus. Sê vir my, ek het 'n getuienis. Nie vir my skrapstukkie. Nie vir my skrapstukkie. Op 'n ander dag in Ocean View in die Liberty Sap. Op 'n ander dag in Ocean View as 'n traffic officer. Ons moet verby ry, ek sê vir die so ry. Ek moet verstaan elke keer wanneer die ongeluk gebeur, as die stap aan my kant. Because they're looking for me. Iemand hoor wat ek sê. Ek sê ry. So ry vir my die een traffic op wat alleen staan. Toe ons weer sien, toe sy hele wat noem mens roadblock van polisie en traffic officers.
En die kar voor ons maak 'n sonnewaarskuwing, 'n U-turn van bang wees vir die roodblok. En ek so swaai toe uit, want anders gesampel ons eerder. Maar die uitswaai maak dat hulle 10 my kan stamp. Glory to Jesus. En al die mense sê, met die uniforms, arresteer hom, die een die geleid het is ons genees. En hulle al die kast niet. Hulle kom met die getuienis. En hulle al die kast uit om te bind. Maar hy traffic officer wat daar voorgestaan het, wat ons lang al voorbij is. Hy kom stop so met die wind, met die stop wat vijf. En hy sê, los die mense. Die mense is onskuldig. Arresteer vir hulle die ander kant. Ek kom met die getuienis. Maar vir die mense het het gelijk as onskuld. Maar vir die man het gesien wat eindelijk gebeur het. En ons is binnen die poliestasie, die ongeluk gebeur, oorkant die poliestasie. Die traffic officer sê, kom julle saam my, en julle spreek hier voor nie. Want Jesus het gesê, moet nie bekommerd wees, as julle voor hulle kom, oor wat julle moet sê nie, want ek sal die woorde vir jou gee. Ek kom met die getuienis. Ons staan in die polistasie, en alle van die ander kant staan ook daar. En kyk, hy is nou een ou, ons nou die praat, en van die ander kant is ons nou een wat. En hy sê, I've got lawyers in my family. And I think, I've got God in my family. Iemand van my vertel van lawyers in my family. Ek kan nie verstaan nie. Because I've got the advocate. The paraclete. Jesus himself is in my family. Can I get a witness? Can I get a witness? Kan ek iemand kry wat 'n getuienis het? Glory! En ons staan daar, en die mense agter die counter by die polistasie wil weet wat het gebeur. Ek wil nou nog antwoord, want ek dink ek moet nog maar stil bly. Toe ek begin te praat, toe sê die traffic officer, onthou, hy was daai dag ons se engel. Hy sê, be stil. Jy gaan praat. Hy verduidelik vir die policeman wat gebeur het. Hy sê, meneer, jy hoef het nie in te vul, ek sal self invul. Ek kom bemoedig met vanmorgen. En hy, die enemy, as net, en van nie my lawyers, you must come now, en ek vertel die hele familie. Ek dink, jy ken nie my family. Jy dat ek staan hier alleen, maar ek staan met my hele bloedlijn. Ek staan met my hele bloedlijn. My oma grootjie se oma, het nie verniet uit 'n konsentrasiekamp geescape vir my om te verloor nie. My oma grootjie was hier in die tronk in en tronk uit onskuldig vir my om nou te verloor nie. Ek sê my oma het nie deur diep dinge gegaan vir my om te verloor nie. My bloedlyn het 'n veg gebeklei sodat ek in oorwinning kan staan. Can I get a witness? En ons is daar weg. En die kar kan nog ry. En die tent vandaan op is by die wiel aan my kant. En ons ry weg. En die man van die ander kar is in dieselfde. To the glory of God. Ek het 'n getuienis. En hy sê 'n jaar vat ons verordening is vir 'n operasie in Peru. En ons besluit ons ry na Franshoek toe. Ek kom met 'n getuienis. As in dieselfde jaar. Ons kom, ek sê eers moet terwyl ons afveel, maar kom ons ry Franshoek toe, ons gaan groen. Suster Carmen se suster. Ons ry Franshoek toe, ek kom, ek ry toe. You see, it's always when I'm sitting. Because they're looking for me. Kom met 'n getuienis. Soms gebeur dinge met jou familie, maar sy net nie vir hulle nie. Hulle soek vir jou. Want hulle wil uitkom daar waar die krag is. Bewaar jou krag vanmôre. Want jou krag is jou getuienis. Jy gaan sien by my laaste vers hoe ek dinge by mekaar bring. Ek stop in die stopstraat. Ek stop by die stopstraat. Want ek wil kyk links en regs. En die man met die groot, baie dier pakkie. Can I get a witness? Hy stop, maar hy vat die draai
En ek sien sy kop is agtertoe gedraai, want hy kyk iets aan die agterkant. En hy stamp met sy hele bak in die sydekant van my wit kar. 'n hele tent en al 2 deure. En ek sê vir hom, "Sir, you will have to fix this car because I'm a celebrity." Jy hoor wat ek sê? Ek sê vir hom, "I will not drive in public with this car looking like this. You need to fix my car." Ek sê, "I need your address." Toe hy sê, "My adres?" Sy adres? Toe sien ek, hy bly aan die kant van Franshoek. By die werk, by die plaas. Ek hom op WhatsApp, toe sien ek, as die aeroplane op sy property. What the devil intended for harm, God will turn around for your good. Wie toe ek die aeroplane sien, toe sê ek, die man het geld. En hy sê vir my, "Please let us not involve the insurance. I will pay for everything." En hy bel my sê, "Can you please deliver the car?" But it's even Montiki. Accident, yeah. Accident. I said, inside, please deliver the car there. They will respray and fix everything. And I will make sure the payments are made. You can make a respray. At his expense. Can I kom met een getuigenis? Daarom terwyl ons groot wolk van getuienis rondom ons het. Sê vir iemand, ek het 'n getuienis rondom. Laat ons ook elke dag las aflê, weggerol. En die sonde wat ons so maklik omring. Nou, jy moet vanmôre besluit. Gaan die sonde jou omring? Of gaan jou getuienis jou omring? En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Jou getuienis wat agter jou is, moet jou help om die pad wat voor jou is maklik uit te trap. Because wanneer jy die volgende reus sien, dan sê jy vir Goliath, "I have fought the lion and I have fought the bear." Goliath, jy ken my nie, want ek kom in die veld uit. Jy dink my CBC skaapwagter, maar terwyl ek die skape opgepas het, ek die beer verslik en ek het die leeu tot sterfte gebring. Goliath, jy is niks vir my nie. Jy kom met swaard en spies, maar ek kom in die naam van Jehovah Sabaoth, die God die almagtige, David gee sy getuienis. Moeilik om iemand te beklei wat 'n getuienis het. David staan voor Saul, hulle onderskat hom, hulle ondermyn hom, sy eie broers bespreek hom, maar al wat David na die tafel toe bring is sy getuienis. David het net getuig, en sy getuienis was die krag van die klippie. Maar as die feit dat ek weet wat die Here my deur gebring het, wat krag in die klippie sit. Halleluja. Holy Spirit, weet jy elke keer wanneer jy in gebed gaan, want ek wil die keer klaar maak as ons halfpas in die begin. Ek is nog in die klok, man. Is hy nog hier? Hy is niks met advertisement. Can I get a witness? Ja, I'm teaching you. Elke keer wanneer jy in gebed gaan in met die getuienis. Dan gaan jy sien hoe word jy geloof versterk en ge-increase. Because soms is ons in 'n ding, dat bid ons swak, want ons onthou nie waardeur die Here ons reeds gebring het nie. So nou dat ek voor die ding staan, kom ek in gebed, nie alleen nie, maar met die krag van my getuienis. En as ek voor die Here kom, as 'n ou
iets wat julle moet maar vir my. Julle wat die Here herinner. Julle moet nie rus nie. Dan sê u, Here ek kom. En ek herinner u. Vir wat ek kom. Here, u sal my nie hier deurvat. Want ek onthou 'n dag toe my sakke leeg was. Here, ek onthou 'n dag toe ek niks gehad het nie. Here, ek onthou 'n dag. Ek onthou 'n dag. Ek onthou 'n dag toe hulle vir ons kos gee, maar hulle wil eintlik nie kos vir ons gee nie. Wanneer Here digtig hom weer in die vet. En hy kaster in elke seën wat hy aanneem. As julle die digting verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seën is daar wat die Vader nie digtig nie? Amen. Maar as julle sonder digtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. As jy die digting kan verdra nie, dan is jy nie 'n seun nie. Amen. Amen. Hoor wat ek sê nie? Sê Here, dankie vir die digtiging. Dankie Here vir die digtiging. So as jy nie hou van vermaning nie, dan is jy 'n onegte kind van God. Amen. Want die Here sal vermaan vir die wie hy. So as die Here jou nie vermaan nie, dan moet jy klip. Want die Here sal nie soms vir jou vermaan deur 'n pastoor of deur 'n broer of 'n suster nie, maar soms vermaan hy jou binne jou eie gees. Want jy stadig en jy is nog besig, dan voel jy in jou eie gees. Vers 12.
die woord. Ek hou van die skrif. Daarom, kyk jy, rig die slaphande en die verlamde knieën op en maak reg en paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uitlid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking vir sonder niemand die Here sal sien nie. Nou gaan ons na Openbaring toe. Sê vir iemand, ek gaan met oorwinning uit. Coming to a conclusion. Nou by die mate van die krag wat u vanmôre ervaar in die diens van die Here, moet u weet wat die Here vir u doen nou al. Halleluja. In u situasie. You with me? Are you with me? By die mate van die krag in die diens, moet u weet wat die Here nou al besig is om te doen in u situasie. Sê vir iemand, pas gegooi die oorwinning. Halleluja. Halleluja. Ek weet nie waarvoor u die Here vertrou in 2026, maar ek spreek oorwinning vir u uit in Jesus se naam. Ek weet nie vir wat u die Here voor bid in 2026 nie, maar ek spreek die oorwinning vir u nou. Ek sê alval daar 1000 langs aan u en 10.000 aan u regterkant van u sal niks tref nie. U sal die bes aanskou, maar dit sal u nie tref nie. En die net van die voorganger sal u ook nie vang nie. U sal op die nieuw en op die jong trap. En op die ander, halleluja. As u saam met my, as u sal claim it in the spirit, want die power of a testimony is, wanneer dit uitgaan, moet u iets sê om het te claim, om het te receive, om het te verseel, maar as u stil sit, miskien is dit nie vir u. Say, I claim it in the name of Jesus. Say, gou vir iemand langs aan die, ek laat ons moet vir mekaar minister. Say vir iemand langs aan die, wie elke tafel is van die Here af. Say vir hulle, die skrif sê, hy berei 'n tafel in die aangesig van my teestanders. Hy berei die tafel voor my in die aangesig. Sê nie elke tafel wat berei is en die Here berei. Hou op so oral sit. Halleluja. Sondags as sien ons net 'n tafel, daar sit ons. En ons het nou al so lank gebid. Nou dink ons die eerste tafel is die Here se tafel. Ek kom met 'n getuienis. Halleluja. Waar is die keer? Nie elke tafel, die eerste tafel wat jy sien, is die Here se tafel. Onderskei die tafel, sodat jy kan onderskei of dit is waarvoor jy gebid het. Sometimes we become so desperate because we've been praying for so long that we take anything that comes our way. But if it doesn't look, smell, sound or taste like Jesus, then it is not His stable. Say for iemand het jy nie hoor van hom. Oh yes. Openbaring 7, 13 vers 7. As jy 'n gelowige kerk vanmôre. Amen. Sê maar nie so oral sit nie. Ek wil amper sê, moet ook nie alles eet nie. Spreuke praat die goed. Amen. Spreuke sê sy mense in jou keel, as wat jy kos eet van iemand wat dit nie vir jou wil gee nie. En my kom as 'n vriend, weet jy,
huiskat is gelowe. As 'n offer maar as spreuke. As 'n offer maar met 'n getwis. Want ek nie groot parties hou. Maar as reeds daar waar die twis is. Lucky vis en brood. Happiness en gladness. Soms bring mense vir beklei. Mense vir een. Daai toekie wat die maar dis fancy man, die man hou van mekaar. Maar die blikkie vis en bakbrood. Vraag vir hulle al wat vir my gelukkig maak, is 'n matras om te lê en domino's wat gespeel word afspreekie saam. En ek leer die matras in die myntjie by serieus en as ek vaai, solank almal geëet het, my kinders geëet, en dan vaai, dis 'n koelie vir die middag, as hy ook nie is, as jy so die hele dag. As jy saam met my, hoor wat sê vers 7, sê ek het die woord van dit. Maar ek weet nie wie vir u vanoggend beklei nie. Ek weet ook nie vir wie u beklei nie. En ek weet ook nie wat probeer u beklei nie. Maar dit is moeilik om iemand te beklei wat 'n getuienis het. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele, kyk nou Michael en engele. Amen. Kyk nou tot dit. Michael en sy engele, it is 12:7. Sorry, 12:7. Dan weer begin. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael, en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele. Kyk nou, Michael en sy engele. En die draak het sy engele. Every general of war does not fight out of reaction and immediate frustration and anger. But the true general of war first finds out what the battle plan of his enemy is. Amen. Teaching you war. Van ek lees boeke van 1945, Tweede Wêreldoorlog in 1914, Eerste Wêreldoorlog. Can I get a witness? 1815, the Battle of Muizenberg. Toen die Britte by Muizenberg omkom met die skepe, toe verwag die Duitsers dit nie. Halleluja, the Battle of Muizenberg. En deur die Battle of Muizenberg vat die Engelse die Kaap oor. En dis hoekom julle Engels praat. En deur die oorlog toe trek die Duitsers uit die Kaap uit na die plaasplekke toe. Dis hoekom die mense by die Kaap ry, want die Duitsers spraak. Can I get a witness? If you are a true general of war, you study the battle plan of your enemy. How do you study the battle plan of your enemy? By looking at your testimony. Van die duivel wat die gister beklei het, as dieselfde duivel wat die vandag kom beklei, want daar is nie 'n nuwe demon op die aarde nie, is ou demons in nuwe klere. Wanneer jy bid, gaan met jou getuienis in die gebed. En wanneer jy gaan bid, dink eers oor jou gebed. En dan dink jy, hoe het die duivel laas keer beklei? En jy dink oor, hoe het ek laas keer oorwinning verkry? Check jou vorige battle-omstandighede, situasie, beproeving, teleurstelling. Check het van die dag van het begin het en tot die season waar jy oorwinning gekry het. Dan gaan jy sien die taktiek van die duivel, want die duivel ken jou swakheid. So hy val altyd eerste by jou swakheid aan. So werk aan jou swakheid, sodat jy die keer oorwinning kan verkry. Check your enemy's battle plan. Wat preek jy dan nou vanoggend?
word, daar staan die sondaar as 'n geveg om by die hemel in te kom. Vers 8. Soos nou Michael en sy engele teen die draak en sy engele, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Dis nou die draak en sy engele. Vers 9. Vers 9. Kyk saam met my net. En die groot draak, die is neergeweer. Die ou slang. Kyk nou, soos in die boek van Openbaring is die einde. Is die einde. Die groot draak van Openbaring is die ou slang van Genesis. Sien iemand dit raak? Die groot draak is neergeweer. Daar moet iemand nou weer opspring vir jou nou situasie. Die ou slang wat genoem word die duivel en Satan. Take note, when you are studying your battle plan, the battle plan of your enemy, know your enemy's name. Toe die Here by die besetene van Gadara kom, toe vra hy vir die besetene, wat is jou naam? En hy sê, we are legion, for we are many. Because a legion means 6,000. So die man van Gadara het 6,000 demons, engele van Satan binne in hom gehad. Okay. Halleluja. Maar Jesus kom met sy getuienis. Wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. I don't know who has heard me praying yet, but sometimes when I pray, I say I come against Satan and the backlashes of Satan. Sometimes bid ons nie die duiwel weg, maar ons vergiet van sy engele. Sometimes is dit nie eens die duiwel wat jou beklei nie, maar as een van sy engele. So ek bid teen die duiwel en sy engele. Ek bid teen die engele van die duiwel wat ek kan sien en die wat hulle wegsteek. Halleluja. Maar die wat ek sê, oh yes. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van die broeders is neergewerp. Wil iemand dit hoor? The accuser of the brethren, hulle wie jou beledig, beskuldig en aanval, hulle is neergewerp. Hy laat julle aanklaag voor ons God dag en nag. Die duiwel gaan na die Here toe. As jy vir die Here nie gesien wat klein is. Amen. Die praat dan so klein is jou kind. En jy gesien wat myself gedoen het. Die is het so opgemaak op sente. En jy gesien wat sy gedoen het. Daar is die duiwel se werk heel dag. Are you with me? So check the battle plan of your enemy. Maar die Bybel sê vandag, jou aanklaer is neergewerp. Dan ons by vers 11 kom. Nou as iemand dit sien, dan moet ek opstaan. Ek wil help net so 5 oorwinnaars uitdag. Wat sien wat ek sien op die skerm? Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Net so 5 oorwinnaars. Net so 5 oorwinnaars. Net so 5 oorwinnaars. Dis nie my woord nie. Dis die Here se woord man. Dis my woord nie. Net so 5 oorwinnaars op te staan. Net so 5 oorwinnaars op te staan. Lees die woord, lees die woord. Hoe gaan jy die duiwel oorwin? Hoe gaan jy die duiwel oorwin? Lees daar, lees daar. Hoe gaan jy die duiwel oorwin? Lees daar. Kom ons praat huis toe. Kom ons praat huis toe.
gaan. Hou op stil wees oor jou getuienis. Maar sê vir die duiwel, as jy weet wat jy kom, dan sal jy nie waag. Jy sal nie waag om my vrede aan te val nie. Jy sal nie waag om teenoor my op te kom nie. Elke duiwel in jou lewe word verloren neergeweer. Jy die terug van jou getuienis. En toe die ewigheid ons daar verenig, maar my verhouding met die Here, sê al gaan het opdraad, en al gaan het afdraad.
Al kom ik gebukt aan, maar ik kom aan. En ik kom aan met die bloed van die lam. Ik heb gestrekt en ik heb gevat, maar jullie redt me nog allemaal. Ik zeg broer en zuster, hou jou nou van die brand. Als sê die mense, wat hou jou nou van die brand. As jy struikel en jy val, spreek julle red my. En die groot van jou getuienis. As die huis nou vanmorgen deur mekaar is, as die familie vanmorgen deur mekaar is, as die vanmorgen een groot strijd en beproeving is, as die vanmorgen een groot zaak by die Here nodig het, staan vanmorgen in oorlog en sê, Here, ek onthou waar deur U met die vorige gebeur. Kom ons is gesê, hy is 'n God van afskryf, maar hy is ook 'n God van opskryf. Hy skryf af, al jou skuld, hy sê dat die skuldbring is afgeskryf. En die Here skryf op, julle wat die Here herinner, julle wat die Here sien, en die Here prys oor verlies voor die kom ek oor verlies prys. Oor verlies prys. Jullie ek soek oor verlies prys. Shout for your breakthrough. Shout for your overcoming. Shout, shout, shout. Halleluja. Nou to the next one. Thank you, Jesus. En toe die draak sien dat hy geoortuig, geoorroel en gedestrooi was op die aarde, het hy die keer gevolg. Wie sê vrou, het hy die keer gevolg, maar die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend, ek nou hulle het hom genoem die groot draak. Hier stuur die Here die groot arend. Want God is 'n God van levels en orde. Hy kan nie die klein arend stuur vir die groot draak nie. Ons staan nie dit binne. En die groot arend is aan die kerk gegee. Saam met my sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word. Nou, 'n tyd en 'n tye en 'n halwe tyd, gaan weer hy verduidelik. En die slang het uit sy bek, kyk wat doen die slang, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die kerk aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Kyk nou, en die aarde het die kerk tot hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was kwaad, opset, teleurgestel op die kerk. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen die kerk. Ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus gehou. En ek het op die sand van die see gaan staan. Jesus, thank you Jesus. Los het weer aan. Thank you Jesus. Sien? Sien? So al word die leer en die opgeslaan. Die hart sal nie vrees. En dan staan een oorlog teen die oorlog. Nogtans moet die vertrouw op die Here. Wie gaan vanmorgen as oorwinnaar huis toe? Wie gaan vanmorgen as oorwinnaar huis toe? Wie gaan vanmorgen as oorwinnaar huis toe?